Goeiemôre. Dit is heerlik om te kan groet op hierdie Woensdag 8 Mei. My naam is Estie Geldenhuys. En weet jy, voordat ek begin met vandag se boodskap, wil ek jou net vra om vir 'n oomblik saam met my voor ons Vader diep te kniel en te vra, Vader, dankie, dankie, dankie. Dankie dat U presies weet wat daar in George gebeur in Victoria Straat op die hoek van Victoria en York, waar 'n 6-vloer gebou ingestort het. Vader, daar is steeds mense wat leef. In die naam van Yeshua vra ons, Vader, mag daardie mense asseblief vandag uitgehaal word. Almal wat leef en ander. Haal hulle vandag asseblief onder daardie puin uit. Dankie vir soveel gebede wat opgaan. Vader, ons wil onsself toevoeg daartoe. Dankie dat U God is wat alles weet en alles kan. Dankie dat U weet presies waar en presies hoe die mense daar uitgehaal moet word. Mag dit asseblief vanoggend gebeur. Vanoggend. Ons vra dit in die wonderbare naam van Yeshua. Amen. Ons het verlede week begin met 'n splinternuwe reeks. Ons is almal uniek in ons Vader. Nie twee mense is regtig eeners nie. Ja, ons het ooreenkomste. Maar in totaliteit is daar nie twee mense wat presies eeners is nie. En dit deur ons hemelse Vader, wat ons elkeen uitgedink het vir 'n spesifieke doel, op 'n spesifieke tyd in die tydlyn van die lewe, en dan ook op 'n spesifieke kontinent, selfs in 'n spesifieke bevolkingsgroep. Ons is elkeen uitgedink vir 'n goddelike doel. Nou, ons het nodig om regtig te begin intens praat oor wat die verskille is, sodat ons onsself kan leer ken in ons Vader. Byvoorbeeld, waarom is dit vir sommige mense so lekker om net op hulle eie te wees en dinge te doen, en ander mense kan weer glad nie aan die gang kom as hulle nie tussen mense is nie. Sommige mense gesels soos 'n plaat wat vasgehaak het, en ander weer het selde iets om te sê. Hoor jy? Mense verskil. Dis nie 'n geval dat sommige irriterend en ander, soos ons as kinders gesê het, oornodig is nie. Elkeen is juis geskep vir 'n baie spesifieke doel. Ek het verlede week na die duif verwys, wat nie kyk waar hy vlieg nie, maar waar hy kyk, daarheen vlieg hy. Fokus. Ek nooi jou, kom fokus 'n bietjie saam met my. En weet jy, teken dalk vir jouself so op 'n stuk papier, so 'n skuit of 'n ding met 'n stert agter, wat 'n voorstelling is van die duif. En dan gee jy vir hom 2 vlerke. Maar nou moet jy mooi kyk, want ouens wat nou weet, leer dat 'n duif 7 penvere, ek het nou nog nooit 'n duif gaan doodmaak om te kyk of dit so is nie, maar ek glo maar die ouens van wie ek het geleer het, 'n duif het 7 penvere in elke vlek, en nee, ek ook 9 penvere in die vlerke, en die 7 lê in die stert, maar in die vlerke is daar elkeen 9 penvere. En kyk nou, 9 word nou so lekker verdeel in 3, né? Weet jy, daai 2 vlerke is nodig vir die duif om te kan vlieg. Sonder vlerke, en selfs sonder 1 seervlek, sou hy net op 1 plek bly. Sy vlerke is dit wat hom laat gaan. En dan die 7 penvere van die stert. Het jy geweet dat 'n duif klaarblyklik alle voëls hulle stertvere gebruik om spoed te verminder? Nou, onthou nou as mens in 'n vliegtuig sit en die vliegtuig kom land, dan sien jy mos uit die vlerke uit as jy daar sit waar jy dit kan sien. Dan maak iets so oop en dan kom daar sulke geite uit wat so afsak. En dit is letterlik om te help om spoed te verminder, sodat die vliegtuig
kan land soos dat hy moet. Ek is oortuig daarvan, hulle gee minder brandstof en al sulke goeders ook, maar hierdie goed kom altyd uit die vlerke uit. En dit het definitief te maak met land, om te land. En blykbaar is dit dieselfde wat 'n voël of dan nou 'n duif gebruik met sy 7 penvere. Hy probeer spoed verminder. So die penvere van die stert is ook regtig baie belangrik. Want jy sien, ek wil nou op my kinderlike manier sê, as daai vere nie hulle werk doen nie, kan die duif nie die tak van die boom raak sit nie. Okay. Hy gaan mis. So om daai tak te kan raak sit, moet hy daai penvere van hom oopmaak in sy stert. Weet jy, nou is dit wonderlik. Dat die 2 vlerke met hulle 9 penvere. Ons kan dit vergelyk met die gawes van die Gees, waarvan ons lees in 1 Korinte 12, 8-10. En dan ook die vrug van die Gees, aan die ander kantste vlek. Een vlek die gawes, en die ander vlek die vrug, want in die 2 dinge, gawes en vrug, is daar 9 dinge wat gelys word. En kan jy glo, die stert, wat 7 vere in die duif se stert het, kom weer ooreen met die wonderbare elemente van die genadegawes, waarvan ons lees in Romeine 12, vers 7-8. Ons sal later daarby kom. Maar ek wil net eers vra, Vader, gaan ons asseblief vooruit in hierdie lering. Ek bid in die naam van Yeshua, dat U deur die krag van U Gees Uself aan elkeen van ons sal openbaar, elkeen wat ooit na die boodskappe sal luister. Help ons om te besef wie ons in U is, Vader. Dit is die doel van die gesprek. U het elkeen van ons met 'n spesifieke doel geskep. En dit wat ons hier leer, gaan ons help om ons doel te verstaan en met dit waaragtig in U uit te leef. En Vader, dan vra ek, leer ons vlieg met vlerke waarmee U elkeen van ons absoluut toegerus het. Asseblief, Vader, gee vir ons dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen. Nou, kom ons kyk na die eerste vlerk. Daar's 9 penvere en ook 9 gawes. Die gawes waarvan ons lees in 1 Korinte 12, 8-9, kan ook weer in 3 groepe verdeel word. Om iets te weet, om iets te doen, en om iets te sê. Dink daaraan. Ken jy ook mense wat net mooi alles weet? Hulle hoor goed en hulle vergeet dit net nie. En hulle kan terugroep en op die regte tyd die regte woord wat die regte antwoord bevat gee. Ander weer staan in geloof en sien kans vir alles. Hulle gee nie bes nie. Hulle bly net glo. Al lyk dit of die boom van hulle situasie uitval en ek en jy dink, had ek maar so 'n geloof gehad. Hoor hoe lees ons? In 1 Korinte 12, ek wil vir jou van 8-10 lees. Want aan die een word die Gees, deur die Gees, 'n woord van wysheid gegee. Aan die ander, 'n woord van kennis van weer dieselfde Gees. Aan 'n ander, weer geloof deur dieselfde Gees. En aan 'n ander, genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander, werkinge van kragte. Aan 'n ander, profesie. Aan 'n ander, onderskeiding van geeste. Aan ander, allerlei tale. Aan 'n ander, uitleg van tale. Maar, vers 11, al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Nou wil ek jou vra, gaan kyk asseblief self weer na hierdie skrif, en dan kyk jy, dat daar byvoorbeeld gegee word, in die eerste plek, en dit is dan die eerste groepering van 3, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, en dan onderskeiding
van geeste. Dan weer word in die tweede deel gegee geloof, werkinge van kragte. Dit kan nie geskied sonder geloof nie. Genadegawes van gesondmaking. Sien jy hoe dit ook met geloof te maak het? En dan is daar die derde groepering van 3, profesie. Allerlei tale en uitleg van tale. Duidelik 3 verskillende dinge wat vir ons in hierdie vlerk aangebied word. Ek wil niks te volprop nie. Gaan bid asseblief en dink self oor wat jy hier lees, en volgende week gaan ek graag oor daai eerste 3, die woord van wysheid, woord van kennis en onderskeiding van geeste. Daaroor wil ek baie graag dan volgende week uitbrei. Dankie Vader, dat jy ons elkeen uniek gemaak het. Dankie dat u vir ons ook die woord gee, sodat ons ons eie uniekheid kan verstaan. En Vader, ons bely, totdat ons nie regtig verstaan hoe u ons wil gebruik nie, sal ons nie regtig bruikbaar wees in u hand nie. Dankie dat u ons vooruitgaan. Dankie dat u ons leer deur die krag van u Gees. Halleluja. Amen.